julle, welkom terug hier vandag in my klas. Ek is so bly dat julle elke week terugkom, net om meer en meer te leer oor Jesus. Ek dink dit maak sy hart so bly om te sien dat julle meer van hom wil leer en dat julle erg sy hart wil bly maak met alles wat julle doen. Nou soos wat julle weet, is ons besig om te leer van die wapenrusting van God. En ons het nou al hele paar dele gegaan van hierdie wapenrusting. Ons het weer vir Benny wat ons vandag gaan help. Hallo. En op Benny het ons nou al die helm van verlossing, wat God vir ons gee om aan te trek, wat ons koppe beskerm, sodat ons oogies, ons oortjies, ons monde en ons breins beskerm kan word, en dat ons kan weet hoe om reg te lewe en God se hart bly te maak met daai dele ook. Ons het die borsplaat van geregtigheid aangetrek, wat ons help om goed en reg te lewe, sodat ons kan lief wees vir ons naaste, maar ook dat ons God kan groot maak met ons stemme en met al die klanke wat ons kan maak met ons liggaam. Dan het ons die gordel of die belt van die waarheid aangetrek, sodat ons nie hoef skaam te wees wanneer ons broek afval nie, maar dat ons broek op kan bly en dat ons altyd die waarheid kan vertel en Jesus se hart baie bly kan maak. Maar dan kom ons by die deel van vandag. Nou ek weet nie van julle nie, maar ek is mal daaroor om inkopies te gaan doen. En my gunsteling tipe inkopies om te doen is om skoene te gaan koop. Vir alles wat die mooiste skoene is, met blinkertjies op en wat mooi strappie. Wag julle, ek raak nou 'n bietjie verdwaal hier. Skus man. Nou ek hou van skoene koop en dit is hoekom ek vandag so opgewonde is om hierdie volgende deel van die wapenrusting met julle te deel. Die volgende deel is die skoene wat ons moet aantrek. Spesiale skoene wat God vir ons gee, wat deel is van die wapenrusting van God. En hierdie skoene, soos al die ander dele, het ook 'n spesiale naam. Hierdie skoene word die skoene van bereidheid genoem. So wat beteken dit? Wel, bereidheid beteken dat selfs al is jy nie lus om iets te doen nie, of al is iets nie lekker om te doen nie, kies jy om dit nog steeds te doen. Jy is bereid om nog steeds hierdie goeders te doen. En so wil God hê met ons hierdie skoene van bereidheid aantrek, dat ons altyd die dinge sal doen wat hy vir ons vra om te doen, sodat ons sy hart baie bly kan maak. So hierdie skoene van bereidheid trek 'n mens mos aan 'n mens se voete. Nou, wat doen 'n mens met 'n mens se voete? Wat gebeur as jy jou voete so een voor die ander een sit? Mens loop, nee. So God wil hê dat ons hierdie skoene van bereidheid moet aantrek, nie net dat dit mooi en snazzy sal lyk nie, maar dat ons hierdie skoene van bereidheid sal aantrek, sodat ons kan beweeg en na ander mense toe sal loop. Sodat ons vir hulle kan vertel wie Jesus is en dat Jesus ook baie lief is vir hulle. Dis deel van die opdrag wat God vir ons gegee het, vir almal wat in hom glo gegee het, om uit te gaan na al die nasies toe en vir hulle te vertel van Jesus. So met hierdie skoene van bereidheid beskerm die Here ons voete, sodat die duiwel ons nie kan stop en kan probeer aanval op pad na hierdie ander mense toe nie, maar dat ons na hulle toe kan loop om vir hulle te vertel. Nou, party van julle sien ek, julle bewe somme daar waar julle is. Julle hoef nie bang te wees oor wat julle gaan sê as julle by daardie mense kom nie. Dit is hoekom hierdie wapenrusting so spesiaal is. Want wanneer ons bereid is om na die mense toe te loop en hulle te gaan vertel van Jesus, sal Jesus ons koppe aanraak en ons breins al die woorde gee wat ons nodig het om die goeie nuus met almal te deel, sodat hulle dit kan verstaan dat Jesus vir hulle aan die kruis gesterf het en dat Jesus hulle wil vergewe en ook sy kinders wil maak. Is dit nie fantastiese nuus nie, julle? Ek is so opgewonde oor al hierdie dele wat God so ver vir ons gegee het. Julle, ek is so bly dat God my en jou so wil beskerm teen die aanvalle van die stoute duiwel, sodat hy al hierdie belangrike goed vir ons gee om aan te trek. Nou moet ek en jy net nie vergeet om dit aan te trek nie. Ons moet kies om elke liewe dag elke deeltjie van hierdie wapenrusting van God aan te trek, sodat ons kan aanhou om God se hart bly te maak met ons lewens. Nou maats, as jy wil gaan lees in die Bybel van hierdie wapenrusting, kan jy gaan kyk in Efesiërs 6 vers 11. Maar vir vandag gaan ons gou saam bid,
Dan gaan ons weer die onthou versie doen en daarna moet asseblief nie weggaan nie, dan gaan ons ook 'n lekker liedjie saam sing. Kom ons sluit die oë. Here Jesus, baie dankie dat ons vandag geleer het van die skoene van bereidheid. Maak my hart asseblief bereid, Here Jesus, om al die dinge te doen wat U graag wil hê ek moet doen. Al lyk dit vir my moeilik en al lyk dit soos iets wat my 'n bietjie bang maak, Here Jesus, help my dat ek sal weet dat U by my sal wees en dat U my sal beskerm en dat U my veilig sal hou en selfs my al die woorde sal gee wat ek moet sê sodat die ander mense ook meer van U kan leer. Here, ek wil baie graag U trots maak. Help my dat ek elke dag ook iets nuuts van U sal leer. Ons het U baie lief, Here Jesus, en ek wil ook vra vir al die kere wat ek dalk nie gedoen het wat U vir my gevra het om te doen nie, vergewe my asseblief en help my dat my bangheid en die aanvalle van die duiwel my nooit ooit weer terug sal hou om U hart bly te maak nie. Amen. Welkom terug by vandag se onthouversie. Nou ons lees uit die Bybel uit Efesiërs 6 vers 11. Waaruit lees ons? Uit Efesiërs 6 vers 11. En dit sê vir ons, trek die volle wapenrusting van God aan, sodat ons staande kan bly wanneer die duiwel jou aanval. Kom ons gaan dit gou-gou weer deur. Ons lees uit Efesiërs 6 vers 11. Trek die volle wapenrusting van God aan, sodat jy staande kan bly wanneer die vyand jou aanval.